As jy wil op praat iemand. Goeiemôre, baie welkom. Ons gaan vanoggend gesels oor tyd. Ons gaan praat oor tyd. We're going to talk about time. Time. Nou in hierdie wêreld waar ons vandag lewe, alles gaan oor tyd. Gejaagde tyd. Jy moet so laat daar wees, jy moet dit daar wees, dit is weer so laat. In ons lewens, our lives are controlled by time. So laat het jy afvraag met daai, so laat moet jy die winkel oopsluit, so laat moet die kinders by die skool wees, so laat moet jy by die werk wees, so laat. Everything is driven by time. En as jy laat kom, dan dink die mense jy's laks, jy don't do your work properly, en allerlei goedjies. Maar kom ons vra eers die vraag, what is the definition of time? Ek het so lekker baie tyd gehad, want ek het klop goed geskryf. Time is the measurement, or a measurable. Met ander woorde, tyd is wat ons kan meet. Alright? To demonstrate, om te bewys progression, oor tyd. So tyd verteenwoordig, iets wat ons meet. Wat beweeg, maar oor iets wat bestaan, existence. So jy meet iets wat bestaan. That stretches, wat begin in the past. Iets wat in die past begin. Through the present into the future. Maar die tyd is wat jy meet, van lang terug, of hoe lang jy terug wil gaan. Through the past, the current, and into the future. God says, I am the same God of yesterday, today, and tomorrow. Niks gaan verander nie. Met ander woorde, God is outside of time. Because He's eternal. God is not vanity. The preacher says vanity, all is vanity. Alles gaan tot niet. Alles gaan na stof toe. Dan sê hy vir ons, tyd is 'n fundamental dimension. In ander woorde, dit alles vorm oor tyd. Ons het al 10 uur hier begin, het is nou al 20 voor 11 begin ons eers. So ons is 40 minute laat. Mense het nou gebel en sê, hoe begin jy altyd laat? Sê wat ek het goed om te sê. Wat nie miskien vir jou ore, ek kan something say, maybe you should not hear this, I don't know. Maar dit is 'n dimensie, met ander woorde, dit is 'n stap vir stap, wat ons gebruik in 'n sequence, in 'n stap vir stap, een volg op die ander. En wat ons dan vergelyk, op sekere intervals. As jy kyk na statistiek, as jy ever studied stats in your life, so jy het verstaan, dat jou eie goed is teen mekaar. Jou mense sê, jy moet appels met appels vergelyk. Jy kan nie snaakse goed met mekaar vergelyk nie, die tydvak. Alright. So dis die definisie wat die wêreld vir tyd gegee het. Wat sê die Bybel? Wat is die Bybel sê oor tyd? Wat sê die En dit is so eenvoudig. Die Bybel sê, it is a precious resource. Dit is 'n waardevolle, wat is 'n resource? Dit is 'n waardevolle bron, dankie. Waardevolle, iets wat ons nodig het. But time is created by God. Die mens kan nie tyd maak nie. God says, you can buy our time. Ja, jy kan. Maar hierdie tyd, die Bybel sê hierdie tyd wat ons het, is for a specific purpose. Met ander woorde, tyd het 'n spesifieke doel in jou lewe. As jy van 8 tot 5 werk, dan is 8 tot 5 jou doel.
dis wat jy doen. En as iets deur mekaar krap en dinge werk nie lekker het nie, dan is jou dag deur mekaar. Maar nou, om tyd te bestuur, moet ons wyse rekenskap, stewardship of our time. Nou ons is geneig to give more time to worldly things than giving time to godly things. Ons is geneig daartoe, and why is that? Hoekom is dit so? Want ons moet aanhou geraas maak en beweeg. Maar ons maak nie tyd vir stilte saam met God op sy tyd nie. Kom ons lees saam in die boek, in die woord, die heilige woord van die Here. Kom ons lees die boek van Prediker, oor Ecclesiastes chapter 3. Hoofstuk 3 van Ecclesiastes. Daar sê die Here dit vir ons mooi. Hy gee dit vir ons mooi, Ecclesiastes chapter 3, of Prediker dan. Ou Bybels het ook gesê, the preacher. Alright, so kom ons Ecclesiastes. So jy weet waar is hy nie, hy is net na Proverbs. Proverbs is net na Psalms, okay. Alles het 'n bepaalde uur. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Hoe mooi sê die King James. Alles het 'n bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. So that is what God says. Dis wat ons sê nie. Want ons manipuleer tyd soos dit ons was. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Kyk waar begin dit. 'n begin en 'n einde. Dis waar die Here om begin. A time to be born and a time to die. Van die begin tot die einde. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. Dan hebben we 'n tyd om te plant. En 'n tyd om, kyk mooi wat hy sê in die Afrikaans sê, om uit te roei. Om uit te roei. Plucked up. Uit te roei is nie noodwendig 'n goeie ding nie. It's not necessarily a good thing. Jy en ek mag goed geplant het in ons lewens. Wat rubbish is. Ons het ons besig gehou met goed wat nie van die Here is nie. To plucked up, uitruk. 'n Tyd om dood te maak. A time to kill. Tyd om dood te maak. En 'n tyd om gesond te maak. And a time to heal. Die Here gee vir elke ding 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou. So everything has got a negative and a positive, a negative and a positive, or a positive and a negative in ons lewens. 'n Tyd om te ween, 'n time to mourn, en 'n tyd om te lag. Time to be happy, time to laugh. 'n Tyd om te weeklaag, en 'n tyd om vreugde te hê. So die Here gee vir ons al die, as jy dit mooi vat, sal jy sien dit verteenwoordig elke emosie, elke aksie in die lewe van 'n mens. Tyd. Hoor jy die mooi in vers 5, hy sê, 'n tyd om klippe weg te gooi. A time to cast away stones. Wat maak klip aan jou? Wat is die eienskap van 'n klip? What is the characteristics of a stone? Hy is swaar.
Hy is ongemaklik. It's not easy to carry. It is an unnecessary load. Dis goede wat ons vat. My vrou sê altyd, moenie daai pakkie optel nie. It means don't take that, it's not for you. En ons like baie keer om iets te vat wat nie ons is nie. Maar dan ons het ons redes. Om te tel, weg te gooi. Maar as ook 'n tyd om klippe by mekaar te maak. It's a time to gather. It's a time to embrace. Tyd om te omhels. And there's a time to say no. Soos elke keer positief, negatief, negatief, positief. Elke keer. 'n tyd om te soek. 'n tyd om te soek. Time to get, and a time to lose. Tyd om verlore te laat gaan. 'n tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. To cast away. Tot hier toe en nie verder nie. As 'n tyd wat jy kan uitreik en vat en sê, I'll walk with you. Maar as 'n tyd jy kan sê, you know what? Enough is enough. Daar is 'n tyd vir dit ook. Ek het dan 'n dag vir julle gesê, every line is going to stop seat. Brother, let me be your servant. God doesn't say, brother, let me be your slave. Nou, dit staan dit so geskryf. In Christ we are free. We're not slaves. 'n tyd om te skeur, dan oor 'n skeur, to rent. And the time to om mekaar te werk, dit wat geskeur is, to fix it. En weet julle wat? That one is very difficult. To go back to say to somebody, forgive my, forgive me, ek was ugly met jou. What I said, I didn't mean it. Ek het dit gesê, I said the other day, there's one thing that Jesus never said, he never said, I'm sorry. He was perfect. He never had to say. Hy het nooit gehad om te sê, ek is jammer. In die sacrifice, he was perfect. Then there's this one. As 'n tyd om te swyg. In other words, to keep your trap shut. In gewone Engels. And there's a time to speak. Wat een van dit like ons? We like the one time to speak. Ons wil net praat, jap. Ja, dis is my buurman wat agter in getrek het. Hulle het nou twee sulke, ek kan nie wat sê, sulke payment specials. En nou wat hulle doen is, hulle wakkie reg deur die tyd. En ek al so gekyk en sê ek, joh. Ja. Want hulle hou nie op nie. It's irriterend, it's frustrating. Daar is 'n tyd om te praat, maar daar is 'n tyd om jou smoel te hou. En nie te praat as dit nie nodig is nie. Die Here sê vir ons 'n tong, is 'n ou klein dingetjie, but it can ignite a massive fire. Kan 'n groot vuur begin. Dan is 'n tyd om lief te hê. En 'n tyd om te haat. Dit is baie erg. It's a time to love and a time to hate. Daai is moeilik. God says we need to pray for our enemies. We need to love our enemies. En we weet hoe ver moet jy gedruk word om te haat. Ek het so onlangs met iemand gepraat wat baie ouer as ek is. En die persoon sê vir my, I hate that man. I hate him. Who justify thy hate? How do we justify hate? What if Jesus would have hated us? What if God the Father would have hated us? What if the Holy Spirit would have hated us? Dis 'n moeilike daai, as of iemand gesê jy's 'n daai ou. Did anybody say that? I hate that person. I'm guilty. Ek kan nie sê ek het dit gesê. I'm not, and I'm a liar.
How sweet that. But afterwards, says God forgive. In the moment, in die hitte van die oomblik, it's a time to be quiet and a time to speak. Kan julle sien wat doen die prediker hierso? Hy gee vir ons al die dinge. So now this is the way that we're supposed to run our lives through Jesus Christ. Do you understand why he tells us? Nou, daar is 'n tyd vir elke ding. Jesus sê, word kwaad. Jy mag, maar don't sin. So hy die tempel skoon gemaak het. Kan kwaad word, maar nie sondig nie. Maar dan sê ons goed. En ons doen goed. Dan sê daar is 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. The time for war and time for peace. It's not wrong. So dis wat die Here, that's how God explains time to us. En al daai vers 1 to 8 is 'n verduideliking van my en jou. How we supposed to deal with time. With time. Dink aan jou werksplek, kom, be honest. Dink aan jou, think about your clients, dink aan hoe hulle jou hanteer. Dink aan jou manager of your subordinates or colleagues and things. So jy moet die moeilikste dinge om my goed te pas. Dink aan jou vrou en jy. Dink aan jou kinders en jy. Dis nie so maklik. Dink aan family. Weet jy dat family is one of the most difficult things to manage? Family. Is die een van julle wat is? Ek ook. Sy ook. That doesn't have somewhere a problem with family. It's a given. It's a given. It's a given. In other words, there's a designated time for every activity under heaven. Vir elke dingetjie is daar 'n given time om te gebeur. Vandat jy gebore word, till you die, there will be given time. But for God it's not the same. For God is eternal, He stands outside of time. Tyd affekteer hom nie. Tyd beperk hom nie. Kom ons lees wat sê die Here in 2 Peter 3 vers 8, 2 Petrus 3 vers 8. 2 Peter 3 vers 8. But beloved, be not ignorant of the one thing. Wees nie, hoor wat die Here sê, moenie dit ignoreer nie. That one day, een dag, with the Lord is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Een dag vir die Here kan wees 1000 jaar in sy tydvak. En andersom, 1000 jaar kan een dag wees. 2 Petrus 3 vers 8. 2 Petrus 3 vers 8. Ek gee julle 'n voorbeeld. Hoe oud was Noag toe die Here vir hom gesê het, bouw te ark? Hoe oud was hy? 500 jaar. Daai jare het hy nog lekker oud geword. Dis dan lê ek daar en dink, okay, die Here sê op 'n ander plek, the lifetime of man shall be 120 years. Hy sê dit in Genesis. 120 jaar. En nou kyk ek na ouens daar, Methuselah, hy was oor die 900 jaar. Hierdie Noag was ook oor die 900 jaar. As jy 'n kontras kyk, as die Here sê lifetime of man will be 120 years, dan wonder ek hoe lank was 'n jaar? Was dit dieselfde soos nou 365 dae? Hoe dit gewerk in kontras? Want deesdae word mense nie so oud nie. Maar deesdae is dit nie dieselfde nie. Maar Noag, nee, en dit wat ek vir jou wil sê vanoggend, op 500 jaar, toe sê die Here vir hom, bou 'n ark.
En hulle reken dit het tussen 75 en 100 jaar gevat vir Noag om die ark te bou. Okay, so that's time. From the beginning of building the ark till the ark was, en Noag was 600 jaar, en toe begin dit te reën. En die sluise van die aarde het oopgegaan. Wat ek vir jou wil sê, in 75 tot 100 jaar the time, het die mense van daai tyd gesien, kyk hierdie man, he's building this massive thing. En nou sien jy baie stories, dat al movies gemaak oor wat sekerlik nie al die feite het nie, maar ek het nie dit gekyk nie, want ek verskil met welke saak nie. Maar in daai tydvak, vir die jare wat mense oud geword, for the time that people lived, moes iemand gesê het, wat maak jy jou? Somebody must have said, but there must be purpose behind. Daar moet iets in hierdie ou wees. Maybe een, miskien het een van al die mense gesê, I'm interested in this. Maar in die meantime, hulle het nie belang gestel. Hulle het al gespot en gesê, is onnodig wat jy doen. Waarvan is mal man, you mad. Terwyl hy bou hierdie ou. Genesis 6, as jy kyk na Genesis 6, vers 13 tot 22, vertel die verhaal van die ark. What you learn from those verses is that Noah was obedient to the word of God. Hy was gehoorsaam, die Here het hom sê, bou daai ark, hy moet so groot wees, hy moet 3 verdiepings wees, jy moet hom so maak, en sit 'n venstertjie in. Daar was 'n venstertjie. Waarom is die venstertjie? Sodat hy later die voëls kon uitgaan. Eers 'n rywer en 2 duif. Dis 'n kraai en 2 duif. Maar hy het geloof gehad. Hy het faith in God. Vir 100 jaar bou hy hierdie kanoe. Sodat daar genoeg plek kan wees for what God says for the animals to go in. Wat by toe hierdie ding skryf en daar bid in die nag, toe ek nou daar in die hospitaal sit, Here, was daar niemand wat belang gestel het nie? Nobody interested. Apart from mocking him en sê, yes, like my Jesus, het jy niks beter om te doen nie? Waar het hy hout gekry? Waar het hy? Kan jy sien hoe lang tyd dit gevat? Vir 100 jaar, vir 100 jaar, het mense gesien dat hierdie ouens besig met iets. Now here's my question. As jy die woord van die Here bestudeer en sê, toe Noag en sy mense en al die diere in is, God sealed the ark. Die Here het die ark geseël. God sealed. En toe die reën kom in die water, dan word die mense toe opgetree. Moet hulle toe opgetree? Het hulle toe besef, dat hy realize, hey, wow man, this is not mad. Hierdie ou het iets weet gehad, maar ons het nie geluister nie. Ek wonder daar, ek dink met die goeie, wat sou daar gebeur het nie? If one person, net een ou, so gekom en sê, Noah, ek wil ook 'n kantel abonneer, maak vir my ook 'n plekkie. Want dit is baie duidelik, die Here het gesê, Noag en sy vrou, en sy seuns, en hulle, net die family, en dan al die diere. Van die en al die diere, kon nie al die diere van. Maar wat sou gebeur het as een persoon? Net een. Dan sê dit is hier vir my ook 'n plekkie. Ek sal heeltemal stil sit. Gee net vir my 'n plekkie. Ek sal saam met die mambas daar en hulle ook sit, maar gee net vir my 'n plekkie. Ek sal saam met die leeu's daar op die gras lê. Gee net vir my. Was daar iemand, die Bybel sê nee, daar was nie so iemand nie. There was nobody. Wat het gebeur? Was daar geen belangstelling nie, behalwe om, ek dink aan Jesus wat aan die kruis gehang het. En die 2 ouens wat weerskant gehang het. En they mocked him. And they mocked him. Hulle het vir hom bespot. If you are the son of God, get yourself down. Hulle bespot.
Noag is die Here nie, maar Noag is 'n kontras, 'n vergelyking van wat? Matthew 24 verse 38. Mattheus 24 vers 38. For as in the days that were before the flood, die dae voor die vloed, they were eating and drinking, marrying, given in marriage, until the day that Noah entered into the ark. So hulle het aangegaan met hulle lewens. Wat sien ons vandag? Wat sien ons vandag? Terwyl ons sien hierdie ding, tydfaktor, wat 'n tyd, is 'n time and a season en alles. As daar nie een soul nie, niemand nie, not one. He just says, maybe this guy's got something, man. Maybe. Hoekom het die Here vir Noah gekies? You read the Bible, it says, because Noah was found to be righteous. Die Here het gesê, hierdie ou is geregverdig. He lived a life that was good for God. Een ou in sy gesin, en al die mense. Iemand moes dit sien. Iemand moes gesien het dat hierdie ou is anders. Iemand moes gesien het dat hierdie ou met 'n ander visie. He runs his life differently. This guy's not corrupt. This guy's not a thief. This guy's not a killer. He's not a fornicator. This guy is genuine. Iemand moes dit gesien het in 'n community. Dis my vraag vir myself. Jy kan dit vir jouself vra. As mense na my kyk, as mense na jou kyk, do they see the difference? Sien hulle iets anders? Of sien hulle ons, die kinders van die Here, maar net dieselfde as ander, wat hulle is? Genesis 6 verse 5, wat mooi wat die Here sê. Hy sê, God saw that the wickedness of man was great in the earth. Die Here het gesien die wickedness. And that every imagination of his thoughts, of his heart, was only evil continually. Die Here het dit gesien. Het gesê, ek kan het. It's enough is enough. Maar hy het een ou gekry, wat nie so was nie. God sent his only begotten Son. And the time frame, now for everything in life there's a season. 2000 jaar later. 2000 years later. Wat sê die wêreld? So sien daar vandag. That we just carry on with life. Nadat Jesus gekom het en gesacrifices, the Messiah, alles, the world keeps on going. And so nothing is happening. Niks het nog ooit gebeur nie, en niks gaan gebeur nie. Everything is back to normal. Isaiah 60 verse 2. Isaiah 60 verse 2 says, for behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. A time and tyd. Mattheus 25 vers 1 tot 13, verse 5 says, we read that all slumbered, almal het geslaap, almal het gesluimer, niemand het deurgedring om te sê, Jesus died on the cross. Die wat deurgedring het is min. Die wat deurgedring het is min. Soos Noag en sy familie, net hulle, is daar vandag familie in Christus wat dit verstaan. And compared to the population, 8 billion people now, daar was nie so baie mense toe nie. So in proportion, to cast away stones, to gather stones. Maar lees ons van die 10 maagde.
the 10 virgins. En hulle het geweet, die bruidegom kom. They knew. En hulle het gewag. Want 5 had oil in the lamps, en 5 het nie gehad nie. And when the time came, toe sê die wat die olie het, die gee vir ons van julle olie, want ons is klaar. Toe sê hulle, no can do. Want as ek my olie vir jou gee, wat van my, dit beteken baie eenvoudig. Jou salvation is your salvation. Jy kan nie jou salvation vir hom gee nie. Elkeen vir homself. The way you live your life, you will account for that life. Jy kan nie sê, omdat daai en so maak, gaan ek iets kry nie. En daar die 5 gaan koop geolie. But when they came back, to die bridegroom klaar gearriveer. And the door was closed. Tyd, in daardie tyd, hoe lang het dit gevat om olie te koop? 'n day? 'n hour? Die Bybel vir ons sê, soos die weerlig hardloop van die ooste na die weste, will be the coming of the Son of Man. Dis hoe tyd daar was. Miskien vir daardie. Ek en jy is 40 jaar oud, 70 jaar oud, 60 jaar oud. That is the time frame we have to prepare for the coming of the bridegroom. Maar ons olie is leeg. Ons olie is leeg. Die vraag is, wat het jou olie gedrein? What drained it? What drained it? Wat het dit leeg gemaak? En in daai kort tydjie wat hulle olie gaan koop, was te min, was te laat. En as jy gaan lees in Matteus, dan sê die Here het vir hulle gesê, go away from me, I know you not. Was klaar in, die deur is toe, die 5 is in, die ander moes uit. Kon nie in nie. Ek vra jou volgend. And when they returned, and said, Lord, Lord, open, please. Surely the time is now. Ek wil vir jou volgend vra. As 2000 jaar en 100 jaar vir Noag. En vir daai maagde net so bietjie tyd. En al daai voorbeelde. And all the things that the Bible says. Kan jy sien wat gebeur? First it was Old Testament 100 years. New Testament tells us we have time, 2,000 years plus. But in that 2,000 years plus, you might have a split second. Net so. Dan is die bruidegom hier. And there is not ever another opportunity. Jy sal weet volgens. En wat 'n deel van jou tydvak is jy. You will know what the way on the racing course of life if you are going to finish strong. Yes or yes. And what is there that is stealing? What is the things that are stealing your time to prevent you to ensure that there's oil in your lamp for when Jesus comes? Nou wat so hardloop ek en jy as comfort? Wat is ons toevlug? Wat is ons toevlug? What do we call? Who do we call? How do we deal with things? Dat en jy kan nie. Amen. Wil jy na vore kom en vir jou nagmaal maak? And when you come to the front and you take that, don't rush. You know here we don't rush this. Jy gaan hom nie jaag nie. Dis baie tyd. Ons is in tyd, Here is buite tyd.
Miskien wil jy vanoggend nagmaal gebruik namens en saam met iemand wat nie is nie. You can do that. You can say, Lord, I also think about this person. There's nothing wrong with that. Because we care, we stand in the gap, we pray. Ja, maar iemand sê, Here, U het aan die kruis gesterf, ook vir daardie verlore siel. Of, maybe the person is not lost, it's not just here. Of jy verlang, wat maak die saak nie, but be open with God. Remember this. I know the desires of your heart. Ek weet die begeertes. Miskien jy vanoggend nagmaal gebruik en sê, Here, terwyl ek hierdie broodjie breek en hierdie glas vat, You are the bread of life. En vir daardie mens wat in sak en as sit, vir daardie mens wat totally destroyed is, I want to break this bread for that person. Maybe not even for yourself. There's nothing wrong with doing that. Because Jesus died to give everybody an opportunity. Hy het nie net vir jou en vir my nie. He says, Father, glorify your name, but also glorify your Son. Daar is moontlik vir iemand in jou lewe wat nodig het, dat wanneer jy die broodjie vat en die glasie vat, to think about it. Maybe they can't have this opportunity. They don't have it. Miskien, jy weet nie, ek en jy weet nie, alles lyk, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. You lie! Of nou so goed nie. But we say that, it has become culture to say, dit gaan goed. But in the meantime, you're sitting daar op 'n straatse hoek, miskien is die persoon siek. Somebody might just need you this morning to do that. So kom na vore, kom help yourself. We're not going to rush this. Wat vir jou broodjie daar, allemaal kom op die eie tyd, jou kan, there's no rush. Don't worry about the next guy, do you anything? It's between you and God. But Jesus says, I'm the bread of life. If you eat of this bread, you'll never hunger again. You'll never hunger. Miskien verlang jy van iemand. Miskien vanoggend het jy gedink, things will be easier, now it is not easy. Dis nie so maklik. And God says, come now. It's time to pray. It's time to hate. Let's not hate. In Jesus' name. Wanneer jy die glasie neem, you take the cup. Remember this. Onthou dit. For the remittance of sin. Vir sonde.
Ons het allemaal al gesondig die week. Nie my sê jy het nie gesondig. Ons sin is ja. Ons het mense veroordeel, ons was ongelukkig. We even question God from time to time. We're all sinners. But in Jesus we are new creations. Ons probeer, we try, we have to. Otherwise we're lost. En ons verstaan nie dit altyd. En geliefde is beloved is stiff-necked, hardkoppig. It's so easy, just take another route, man. Maak net 'n ander besluit, dan gaan alles verander. Dit is simple as that. Dis nie so eenvoudig nie. Want daardie mens gaan vir jou sê, maar nee, ek sit met hierdie en ek verstaan nie daar nie. Hoekom in die lewe do the life that this to me. So gaan die mens dit, we will justify. Ons sal dit ons situasie regverdig. We will justify it. And we will blame. Ons sal iemand die skuld gee. We will start with God and we will blame God and then we will blame and we will blame and we will blame. But in that whole blame game, I am never wrong. Ek is nooit nie. Dit is as gevolg van wat jy gedoen het. As gevolg van dit. I am never wrong. That is what blame game does to me. There's nobody to be blamed. Jy moet die Here jou goed lief hê. Met jou hele hart sien en verstaan. Jy moet jou naaste lief hê. God talks to you. Hy praat met my. Jy moet. Jy moet nie steel nie. Jy moet nie dit nie. Jy moet nie dat nie. So I don't do those things. And I follow Christ. To follow is not easy. Wie van julle het al following leader gespeel? Ons het toe ons laities was, speel ons op die fiets. Follow the leader, moet jy nou al agter die leader aanry. Wat doen die ou, dit is nou jou beurt om die leader te wees. As ons so 5, 6 oukies met fietsen, dan die voorste oukie ry, dan wat probeer hy doen? He tries to go to the most difficult places, die moeilikste plek en alles. Dan is sy beurt om is, wat doen die volgende ou? Ja, your turn for follow the leader. Wat doen jy? Jy probeer gaan by plekke wat nog moeiliker is, more difficult to follow. En dis hoe ons die game speel. Let's follow the leader. His name is Jesus. And he will tell you, my cross is not difficult to bear. Want hy het gekom om het vir ons maklikheid te maak. Miskien het jy, vanoggend is daar ook iemand hier vanoggend wat iets in jou hart het en sê, look at this. It's a time to hate and it's a time to love. In acceptance, life, peace, oh my soul, my spirit. In Jesus' name. Mag dit so wees. Mag dit so wees. May it be that we grow in Christ. Dat ons in Jesus moenie 'n moordkou van jou hart maak. Don't make it a pit. Jesus gee vir ons vrede. He gives us peace. Hy gee ons vrede oor situasies. And sometimes, most of the times, it's difficult to accept. It's moeilik. It's moeilik om te aanvaar. Maybe there's people today that have committed yourself to a cause. Jy het jouself gesê, man, ek gaan met jou stap. Ek gaan met jou journey. And then those guys that you committed yourself to, they stab you in the back. Moses het vir die Here gesê, why did you give me these people? Let me rather die. Maar wie waar te begin? When God sent him to Egypt, wat het Moses vir die Here gesê? I will go if you come with me. Want hy het besef, ek sal gaan. Maar kom nie saam met my anders te nie. Want hy het geweet, hy is nie in staat. He cannot do it, but Christ. Ek en jy is nie beter af as hy. I can do this through Christ. I can take this pain through Christ.
I can take his agony through Christ. I can take this humiliation through Christ. Hier is 'n klein dorpie. This town is a small town. Here, it's like everybody know everything about everybody. Dit is net so. Lang jare terug op TV was daar 'n storie, koöperasie stories. Did you check that thing? Dan sit hulle op die stoep daar buite en dan skinder hulle. And they knew everything about everything. And every morning, every afternoon they will have tea. Sekere ouens en dan skinder hulle oor what happened from yesterday. This is the same place. Guess what? In Joburg, it is the same thing. There's no place in the world that is different. Maar dit kom naby jou hart. And maybe 6 months, a year later, wow, dit gehoor, hulle praat van jou. You didn't even know. En dan wil jy nou weet, wie het jou gesê, want jy moet sy tande gaan trek. No. In Christ. There's no condemnation for those in Christ. No condemnation. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. No, none. So let's stay in Christ. And you want to talk rubbish about me? You answer to Christ. It's okay. Van die seën van die Here, dan gaan jy in vrede vanoggend. Don't you remember? It is only Jesus that can give us peace. No man. Al die gebedback politikuste. Hulle laat my baie dink aan hy Halida's op my gras sit. As hy kom land, dan skree hy. As hy skrik maak, dan skree hy. This is the time you don't hear them. All they're looking for is a rimpie om te eet. Dis my gras, soekie. Laat my dink aan dit. Gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoud. Die Here sal sy aangesig jou aanskyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. En so moet julle dan die naam van die Here op die kinders van Israel lê. En dan sal jy sien.